Deuteronomium 28 vers 47, as jy hierdie stuk gaan lees, Deuteronomium 28, die eerste stuk gaan oor seëninge en die tweede stuk gaan oor vervloekinge. Dan kom vers 47 en hierdie is nogals redelijk kwaai. Hy sê, as jy die Here jou God nie met vreugde en blydskap dien oor al jou oorvloed. Hoor jy dit? As jy God dien met vreugde en blydskap, oor als jy nie, sal jy jou vyande wat die Here teen jou uitstuur, dien te midde van hongersnood en dors en in naaktheid en volslaag gebrek. Vind jy lekker? Serve God with a feeling of great pleasure and happiness. En hier is die ding. As jy jouself moet oordeel, is dit jy. Dien jy die Here met blydskap, great pleasure and happiness. Is jy 'n Christen wat so lewe en die lewe so geniet, dat dit ander mense na die Here toe trek, sonder iets hoef te sê? Of weet jy dit nie? Great pleasure and happiness. Filippense 1 vers 25 sê, so julle kan toeneem in geloof en blydskap in julle geloof kan. Het jy dit? Het jy blydskap in jou geloof? Is dit veel lekker om te lewe? Of nie? Blydskap, cheerfulness, delight. Beskryf dit jou? Of is jy 'n zero druk? Beskryf dit jou? Of nie? 1 Kronieke 16 vers 27. Majesteit en grootheid is voor hom, krag en blydskap voor die plek waar hy is. Die Here hou van blydskap. Dis vol lekker. Dis hoe hy sy huis inrig. Is met blydskap. Is dit deel van jou lewe? Of is dit nie? Bekende skrif in Nehemia 8 vers 10, die blydskap van die Here is julle krag en vesting. Het jy dit? Is jy bly? Is jy 'n bly mens? Is dit vir jou lekker om te lewe? Is dit vir mense lekker om naby jou te kom, want jy vryf blydskap af? Of is jy altyd besig om te moan, te kerm, te kla, galbraak? Hoe danig is die lewe? Psalm 50, vers 23 sê, die belangrikste offer wat ek wil hê van die mens wat my eer, is dat hy vir my dankie moet sê vir alles. Hy moet dankie sê vir alles. Ek sal hom God se verlossing laat ervaar. Is dit jou lewe? Dankbaarheid en blydskap, jou hande vas. As jy dankbaar is, dan is jy bly. En as jy bly is jy dankbaar. Is dit jou lewe? Is hierdie 'n beskrywing van jou? Of is dit nie? Dan mooi. Want as nie, is nie mis jy dit. 1 Thessalonicense 5 vers 18, dank God in alles, ongeag wat die omstandighede mag wees dankbaar en sê dankie, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Nee, jy kan dit nie duideliker stel as dit nie. Praat lewe. Praat lewe. Is dit die jou mond uitkom? So ek gaan jou 'n eenvoudige dingetjie vandag gee. Wat ek nou vir jou sê, as jy dit gaan toepas, jou lewe gaan verander. Nie net jou lewe nie, mense om jou se lewe ook gaan verander. Is eenvoudig. Sê net, dit is nou lekker. Dit is nou lekker. Sê dit net. Dit is nou lekker. Dit is nou lekker. Okay, hoeveel keer in hierdie week het jy dit gesê? Dit is nou lekker. Ja. Ons gaan aan. Dit verander die atmosfeer. As jy kom en jy begin lewe praat en jy kan sê, dit wat nou hier aan, hierdie is lekker. Dan beïnvloed dit almal rondom jou wat dit hoor. En wat belangrik is, beïnvloed jou. Jy hoor jou eie mond dit sê, dit is nou lekker.
Maar baie min van ons doen dit, baie min van ons leef so. En hierdie is 'n geheim, dat ek jou nou sê, jou lewe kan verander, kan dit anders wees. Jesus sê, as jou oog goed is, dan is jou lewe goed. Maar as jou oog sleg is, dan is alles donker binne in jou. En wat op neerkom is dat die manier hoe jy kyk na enige situasie bepaal die invloed wat op jou gaan hê. En in enige ding, sê ek jou nou, is daar iets goed. As baie goed het sleg is, maar iewers is daar ook iets goed in. Dit hang af hoe jy daarna kyk. Moenie jou lewe asseblief tog, moenie jou lewe met 'n slegte oog en alles is donker en alles is moeilik en alles is swaar en jy kerm en jy kla en dis net verskriklik. Nou, ander dag praat ek met ou, hy's op pad na sy 50ste huweliksherdenking. Hy sê vir my, weet jy wat, 50 jaar se hel. Dit word ons nie so nie. Ons is veronderstel om mekaar te geniet. Veronderstel om mekaar te waardeer. Hier is deel van die ding wat het verander. Want ons is so besig om aan mekaar te skuur en mekaar te verander en die ding te probeer regmaak dat dit volgens my wil moet wees, dat die lekker by ons verby gaan. Hoeveel keer het jy nie die week by jou vrou gewees en sê, dit is nou lekker. Dit is lekker. Dit is lekker. Dit is vir my lekker by jou. Probeer dit. Ek sê jou nou, gaan jou lewe verander. Kolossense 4 vers 2 sê volhard in gebed, wees waaksaam en dankbaar as jy bid. Hoe is jou gebedslewe? Is dit net een van die Here, hier is moeilikheid, help asseblief, of is dit een van, ja, dankie, jy is so goed, dankie. Dis lekker om te lewe. Dankie. Is dit hoe dit vir jou is? Want as dit nie is dan fout. 'n dankbare, opgewonde, lekker lewe. Dis die Here se plan vir jou. Efesiërs 5 vers 20. Dank God die Vader te alle tye en bo alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Te alle tye. Oor alles. In die naam van Jesus Christus. Sê vir hom, dankie, dit is God se plan. Hulle sê, hoor dankbaarheid tellings. Iemand wat geneig is om maklik dankie te sê en waardering uit te spreek. Het 'n beter by, beter kwaliteit slaap, beter gesondheid, hoër immuniteit, minder stres en wedervloudheid. Net deur dankie te sê. Net deur dankbaar te wees. Dankie, dit is nou lekker. Dit is nou lekker. Is dit deel van die lewe, of nie? Psalm 100 vers 1. Juig tot eer van die Here, almal op aarde. Dien die Here met blydskap. Kom voor hom met gejubel. Is dit jou lewe? Dien jy hom met blydskap? Of is jou Christen wees, Here, hier is moeilikheid. Help my en ek het nou weer opgeslip en ek het hierdie aangejaag en ek is jammer en hey, dit is nie wat die Here wil hê nie. Dan sê jy 'n drup. Jy wil nie dit hê nie. Dit moet vir hom lekker wees by jou. Soos dit vir jou lekker is by hom. Dien die Here met blydskap. Die vertaling sê, bring a gift of laughter. Is dit jou gebedstyd? A gift of laughter? Of is dit treurmare? En al die goed is moeilik, en die goed is sleg, en die goed is verkeerd. Want die Here weet dit. Jy hoef nie vir my die slegte goed te sê nie, hy weet dit. Hy wil jou geniet, soos jy veronderstel is, om jou verhouding met hom te geniet. Galraaks maklik, almal kan dit doen. Kerm, moun, enigeen kan dit doen. Johan is nou wat, 4 maande? Hy kan galbraak, hy kan vir jou beduie, maar hierdie is nie vir my lekker nie. Hy kan dit doen, hy kan dit al van jongs af doen. Ja, 4 maande is, maar hy kan dit van jonger af as dit doen. Galbraak is maklik. Maar om jou houding te verander, om die goeie in die lewe te begin raak sien, en te leef met dankbaarheid, dis die Here se plan
vir jou. Het verander jou lewe, en het verander almal om jou se lewe. Jesus kom Johannes 15 vers 10. Hy sê, as julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer, en in sy liefde bly. Hoor my wat sê hy? Hy sê, dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap, julle vrolikheid, vol en tot oorlopends toe kan wees. Okay, wat sê hy moet jy doen? Jy moet doen wat hy sê. Doen wat hy sê. Gehoorsaam my. Maar dan gaan aan en hy sê, my blydskap kan in julle wees, sodat julle blydskap kan oorloop. Dis die God wat ons aanbid. A feeling of great pleasure and happiness. Dis hoe jou Christen wees voorstel is om te wees. Dis jou lewe. Dis waarvoor die Here gekom het. Sien, jy gaan nie moeilikheid hê nie. Maar jy vermoed te ontwikkel om te kan sê, dit is nou lekker. Ja, hierdie is nou vir my lekker. Maar soveel goed. Ja, ek staan in die stort. En dan, as jy nou besig is met al jou goede, en dan die waard, jou lyf raak het half gewoond, en dan sê jy daai ding so, knitsie vorentoe, jy gee hom so 'n bietjie voel, en dan is dit so oomlik, en dan kom hy, daai ekstra warm, dis lekker, dis lekker. Het jy die vermoë om die lewe te geniet? Dis lekker. Die vyand se plan is om jou te pootjie, sodat alles vir jou sleg is. Die Here se plan is vir jou om te kan lewe, regtig lewe in oorvloed. Dit is nou lekker. Sê dit is nou lekker. Jy moet hierdie ding aanleer vanoggend. Psalm 37 vers 4. Vind jou vreugde in die Here, en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Wat is jou vreugde? Hoe vind jy jou vreugde? Is bloot om te kan sien, te verstaan hoe goed hy vir jou is. Jy is gered, jy is wedergebore, nie deur iets wat jy gedoen het nie, God wat gekom het en jou gegryp het. Jesus wat kon sterf het aan 'n kruis, jou sondes afgewas met sy bloed. Jy kan vanoggend hier sit met vrede en rustigheid en kalmte, want die Here het jou. Hy het jou, en hy sal jou nie los nie. Vind jou vrede in die Here. Dan sal jy gee met jou hart begeer. Verlustig jou in hom. Verlustig jou in die Here. Is die Here vir jou net iemand wat die nodig het om deur die lewe te kom en jou probleme op te los en vir jou geld te gee? Of geniet jy hom vir wie hy is? Verlustig jou in hom. Dis die ding. Blydskap beteken nie die afwesigheid van moeilikheid. Glad nie wat ek sê, jy gaan nog moeilikheid hê. Jesus sê dit, jy gaan moeilikheid hê. Daar's altyd 'n genekerry iewers. Maak nie saak wat nie. Maar ware lewe is om te begin leef op so 'n manier dat dit nie jou vrede en jou blydskap steel. Lewe en blydskap en opgewondenheid voor die Here. Wat steel jou blydskap? Ja, is goed soos om beheer te verloor. Veral by die dames. Ja, ek kan nou goed te sê, maar ja, is nie hier nie. Vrouens wat in beheer wil wees, kry dit nie reg nie. En dan frustreer hulle dit. Jy as man wat in beheer wil wees van alles in jou huis, kry dit nie reg nie, en dan frustreer dit jou. Dan verloor jy jou blydskap. Dit steel jou blydskap. So, miskien moet jy goed net oorgee, miskien moet jy goed aanvaar soos dit is. Miskien moet jy sê, hierdie is nou goed genoeg. Ek geniet dit wat nou is. Okay, gierigheid, God is. Ons wil hê, ons wil hê en ons het nie. Dit steel ons vrede, dit steel ons blydskap. Selfbeheer. Dis nie moeilik nie. Mense, enige moeg kan dit regkry om homself te beheer. Enige. Dis maklik. Smaak selfbeheer is maklik. Steel jou blydskap. Want allemaal is teen jou, alles is sleg.
En almal beklei met jou, en jou maats wil jou nie hê nie, en jou broer beklei met jou, en jy en dit, en jou sussie dit, en jou man en jou vrou. En voor jy weet, kry jy jouself so jammer, as jy lekker om te lewe nie. En as jy nie lekker is om te lewe nie, dan het jy nie blydskap. Slegte verhoudings. Maak klaar met dit. Los dit. As jy iets teen iemand het, los dit. Vergewe hom, vergewe haar. Spreek hulle vry, sê, fantasties, gaan jy. Slegte verhoudings, steel jou blydskap. Slegte gesondheid, steel jou blydskap. Ek het goed wat ek wil doen. Dat is goed wat ek graag wil doen. Wat ek nie kan doen. Op die oomblik nie, want my lyf laat my so 'n bietjie in die steek, hele dag. Maar, nie toelaat dat dit jou blydskap steel. Want dat is goed wat ek kan doen. Wat vir my lekker is. En as goed wat ek weet, as ek het oefen, as ek die regte goed doen, gaan ek sekere vermoëns weer terugkry, wat ek dalk verloor het. So, ek het beheer daaroor. Ek kan iets doen daar. Maar nie, dat het jou blydskap steel nie. Dis in jou hande. Hebreërs 1 vers 9 sê, U het die reg lief en U haat wetteloosheid en onreg. Daarom het God U gesalf met olie van blydskap en uitbundige vreugde bo U metgeselle. Hoe fantasties is dit? Hy praat van Jesus, hy sê, Jesus is gesalf met die olie van blydskap. Die vertaling sê, God has anointed you with the oil of exultant joy and gladness. Jesus is nie die man van smarte nie. Hy is die God van blydskap. Want hy het gekom, hy het mens geword, hy het sy lewe gelewe, hy het gesterf, hy het sy doel bereik, sy sending voltooi, die vyand verslaan, opgestaan hy lewe, hy is God. En hy is bly, hy is opgewonde, hy is 'n goeie Vader. God is 'n goeie God, 'n God van blydskap. Dis wat hy vir jou wil hê. Romeine 15:13 sê, mag God die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop al sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Met ander woorde, hy vat hierdie ding in 'n sirkelbeweging. Hy sê, geloof en hoop bring noodwendig blydskap. Want jy weet nou, jy ontdek wie die Here is. Hierdie blydskap gee vir jou vrede. En dit bring weer hoop. Wat beteken jy is weer bo? Geloof en hoop, blydskap, vrede, hoop. Geloof, blydskap, vrede, hoop. Dis veronderstel om jou lewe te red. Vertrou die Here, het jy nie gelos nie. En as iets sleg is in jou lewe, hy weet daarvan en hy kan iets aan doen. Hy gaan jou nie los nie. Vertrou hom. Blydskap, vrede, dankbaarheid, geloof. Psalm 97 vers 11. Lig is die toekoms vir die regverdiges. Opgewonde blydskap vir diegene met opregte harte. Dis die Here se plan vir jou. Spreuke 17 vers 22. 'n vrolike hart is soos goeie medisyne. Dis jou keuse. Die gehalte van jou lewe. Dis jou keuse. Nie jou man se nie, nie jou vrou se nie, nie jou ma nie, nie jou kind nie. Joune, dit is jou keuse, dan van jou. So ek wil net volgens jou sê, kry 'n bietjie perspektief. Die lewe is goed, vir ons, soos ons hier sit. Ons is stinkbederf. Ons is van die rykste mense op aarde. Soos ons hier sit. Ons leef wat gehalte, wat kwaliteit van lewe betref, wat standaard van lewe betref, is ons in die boonste 5% op aarde. En hoe kerm ons? Hoekom raak ons bang? Hoekom raak ons angstig? Die Here is so goed vir ons. Ons is so bederf. Daai ding moet jy ontstel. Jou blydskap steek, dit draai ons weg. Draai ons weg. Jou
karse aircon wat nie helemaal so koud maak as dit moet maak. Is dit raar so erg? Is dit recht as so kwaai? En soms moet die groot prentjie kan sien, dit gaan met ons so fantasties goed. So, kyk bietjie wat is reg en wat is lekker, sien dit raak. Daarom die wêreld doen die teenoorgestelde. As jy nuus kyk, nuus is al slegte goed. Daar's bitter min goeie nuus. Dis al die slegte goed, die verkeerde goed. Dis wat die wêreld doen. Dis wat die vyand doen. Dink jy nou die vyand gaan vir jou goed vertel om jou te laat beter voel? Nee, hy doen die teenoorgestelde. Dis slegte goed. En dit word ons ingesteldheid. En jy sal in 'n kamer instap en alles is reg. Maar as een skewe ding, dan sien jy dit raak. Dis ons ou natuurse ingesteldheid. So vra vir die Here, vra Heilige Gees om jou te help, om die goed, die reg, die lekker raak te sien. Om dit te hê. En sê dit dan. Sê dit. Dit is nou lekker. Dit is nou lekker. As jy daai ding swaai, en daai bal gaan min of meer reg, dit is nou lekker. Dit is lekker. As jy daai moer draai en hy vat en hy begin opgaan, dit is lekker. As hy nie opgaan nie, ek sê nou vir julle, ek weet, as hy nie opgaan nie, dit is nie lekker. Maar as hy vat, dit is lekker. En hier is nou die geheim nie, om het te sê, verander jou lewe. En die ouens wat jou sien, hy nie opdraai, verander hulle lewe. Dit is nou lekker. Dit is nou lekker. Dit het ek nou eet, dit is lekker. Dankie, 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 dankie. Hierdie kos het ek nou eet, dit is lekker. Dankie, dankie vrou. Hierdie is lekker. Dit is nou lekker. Jy moet net pas op, dat jy dit dan gereeld sê. Anders is dat moeilijkheid. Dit is nou lekker. Mense, alles op jou lewe, die klein goedjies, Hooglied sê, dit is die klein jaggelsies wat die vingerd verneem. Dit is die klein goedjies in die lewe, wat geur gee, wat lekker is. As jy daai springbokbout gaar maak, en daar is nie knoffel in nie. Nie selfe nie. Nie selfe. As jy daai skaapbout gaar het, moet jy die sout vergeet. Dis nie lekker nie. Dis die klein goedjies. En ek sê jou nou, om hierdie ding in jou lewe te verander, gaan begin met hierdie eenvoudige ding van, sê dit is nou lekker. Dit is nou lekker. As jy die oggend daai broek aantrek, en jy kry die been in sonder om te voeter, dit is nou lekker. Ja, daar is soveel goed in ons lewe, wat so eenvoudig is, wat jou lewe kan verander, as jy dit net raak sien. Dit is lekker. Dan sê jy, dankie, dankie. Jy is 'n goeie vader. Kies dit, kies om die goeie in die lewe raak te sien, en te sê dankie, en dit te geniet. Te sê, dit is nou lekker. Dit is nou lekker. Soos jy hier sit, Piola. Iemand het 'n wesenlike pyn op hierdie oomblik. Daai stoel wat jy op sit, daai ding gaan jou nie laat val nie. Hy is alright. Hy sê baie hard nie. Hy is nogal lekker sag. Ons het duur betaal vir hierdie stoele. Jy sê daar, dis nie koud hier binne nie, is ook nie kwaai warm nie. Dit gaan met jou fantasties op hierdie oomblik. Dit is nou lekker. Dit is nou lekker. Dis jou keuse. In enige situasie. Dit hang van jou af. Dis nie jou hande. So gee jou laaste skrif. Spreuke 15 vers 15 sê. Dit gaan altyd sleg met 'n bedrukte mens. Die blymoedige mens is die hele lewe. Dis 'n fees. Dis in jou hande. Filippense 4:4. Wees altyd bly in die Here. Ek sê weer.
dankie dat U gekom het, nie net om die vyand te verslaan nie, nie net om ons lewe te gee nie, maar oorvloedige lewe. En dankie Here, dankie vir elke dag wat U soveel kere wat ons nie eens van weet nie, ons red uit moeilikheid uit. Dankie dat U vir ons op pad maak, dankie dat U ons bederf, dankie vir kos en klere en blyplek en mense en vrouens en mans en kinders en dankie Here, dankie. U is 'n goeie Vader. Ons dankie Here. Het is lekker om te lewe. Het is lekker Here. Omdat U ons God is. En ek vra Heilige Gees dat U elkeen sal kom help om hierdie deel van sy nalewe te maak. Herinner ons daaraan. Dankie Here. U is 'n goeie Vader. Ons aanbid U in Jesus naam. Amen.